Dis tyd vir jou weeklikse regsadvies met trots geborg deur Burden Swart en Botha Prokureurs. As jy 'n regsprobleem het, SMS die woord advies na 49905, gevolg deur jou vraag en ons bespreek dit dalk volgende week. Burden Swart en Botha Prokureurs se slagspreuk is nie verniet, we take the burden out of your legal work nie. Burden Swart en Botha Prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek aburden.co.za sommer nou. Nou kan ek offisieel vir jou welkom heet hierso. Andrew, middag en welkom. Middag Kevin, baie dankie. Hallo Andrew. Hallo Riva, lekker om terug te wees by julle. Het jy lekker vakansie gehou? Dis baie lekker. Ag, Daar in heerlik. Mosambiek, baie lekker gewees. Lekker warm see, lekker sonskyn, wit strande. Oh. Lekker uitgerus nou. Maar jy het niks vis gevang nie. Nee, ek het niks vasgevang nie. Ongelukkig nie. Dis nie omdat jy nie probeer het nie, jy het probeer. Ek het probeer, Hulle wou net ja. nie byt nie. Hulle wou nie byt nie. Volgende keer. Andrew, waaroor gesels ons vanmiddag? Ons kyk bietjie na kontrakte, die kontrakte reg. Weet as jy begin praat van kontrakte, dan dink baie mense onmiddellik aan lang ingewikkelde dokumente wat opgetrek word in vreemde amper onverstaanbare tale, want die tenses omgeruil word en baie Latynse woorde in het ensovoorts. Wat natuurlik, alhoewel daar ingewikkelde kontrakte is en kontrakte baie ingewikkeld kan raak, is dit nie die norm wat normaalweg geld nie. Ja. As jy byvoorbeeld, om vir julle voorbeeld te neem, as jy nou pad huis toe is vanmiddag en jy besluit om gou by die winkel of die kafee te stop, of by die quick shop en jy koop gou 'n koeldrank, 'n brood en 'n melk wat jy nodig het. En jy gaan in, jy haal dit uit die yskas uit of van die rak af, gaan voor na die kasregister toe, word opgelei, jy haal jou beursie uit en jy betaal dit en jy stap uit daarmee. En baie keer praat jy nie 'n woord nie, daar word nie 'n woord gewissel oor die goedere wat jy koop nie, want jy sien op die kasregister sien jy die prys, maar in effek het jy 'n kontrak gesluit daar, met die eienaar van die winkel, jy en die eienaar van die winkel, om daardie goedere te koop teen 'n sekere prys. Dus, met ander woorde, 'n kontrakte is glad nie ingewikkelde goed wat moet opgestel word deur 'n vreemdeling of 'n prokureur of so, en is iets wat jy elke dag gebruik, elkeen van ons. Okay, nou, ek het al baie gehoor van die verbale kontrak. Sê hulle nie, maar ons het 'n verbale kontrak gehad, jy sal X, Y en Z. Is dit geldige verbale kontrak? Ja, Riva, 'n mondelingse kontrak, 'n verbale kontrak, is net so geldig en afdwingbaar soos 'n skriftelike kontrak. Okay. Die enigste probleem is die bewys daarvan. Ja. As jy 'n kontrak op skrif het, dan word die skriftelike kontrak, se klousules en termes word uitgelê, daar is dit albei daarby geteken. As jy by 'n mondelingse kontrak het, dan moet jy mondelingse getuienis daaroor lewer. Nou, dis gewoonlik waar die een hom so verstaan en die ander een dit sus verstaan, en dis waar hulle dan begin verskil. Nie noodwendig omdat die een skelm is en die ander een nie, dis moontlik, heel moontlik net oor 'n misverstand wat dit tussen die twee partye is. Kyk, 'n koopkontrak is 'n wederkerige ooreenkoms, waarby die een party onderneem om aan die ander party sekere goedere te lewer, en die ander party onderneem weer om 'n sekere prys daarvoor te betaal. Ja. En die oomblik as daar wilsooreenstemming is, daar's 'n aanbod, ek wil die goedere by jou koop, of jy bied die goedere vir my aan, die aanbod word aanvaar, en dan sit 'n koopkontrak. Ja. En hy's volledig behoorlik afdwingbaar. Ook natuurlik met al die ander regsgevolge wat nou uit 'n kontrak uit voorspruit, soos byvoorbeeld dat die goedere moet aan sekere standaarde voldoen. As jou melk nou suur is, dan kan jy dit terugvat na die winkel uit. Natuurlik, ja. As die melk vergiftig is en dit kom van 'n verskaffer af en die word ernstig siek daarvan, dan kom jou wet op verbruikersbeskerming weer in, wat weer vir jou kan sê dat jy kan die winkeleienaar aanvat en ook die verskaffer daarvan, wat die goedere aan jou, wat die melk verskaf het aan hom. Andrew, ek wil ten slotte net gou vra, ek wil weet, dis 'n koopkontrak, dit is 'n kontrak wat tussen twee mense is. Ek wil nou net 'n vraag vra, en ek weet daar's baie van ons luisteraars wat hierdie selfe vraag het. Ek het nou al kontrakte gesien, geskrewe kontrakte nou deur prokureurs. Is dit wet
dat julle as julle kontrakte opsit dat daar daai Latynse woorde in moet wees. Want ek gaan deur 'n kontrak, né, en dan lees ek blablabla, ek verstaan Dan as verstaan jy skielik, niks. wat gaan nou aan? Ja, Wat is die ja, storie? ja. Hoekom gebruik jy die Latynse terme? Nee, die enigste rede hoekom daar Latynse terme gebruik word, Ja. is omdat baie van ons regsbeginsels word verwys na is deur 'n sekere Latynse term omvat 'n sekere klomp woorde, 'n beskrywing van 'n sekere regsbeginsel. Okay. En dis hoekom jy dan die Latynse term daarin sit wat dit kom ons vat maar gewone bona fides. Dit beteken goeie trou. Okay. En maar bona fides het 'n sekere het 'n bietjie ander kleur as net goeie trou. Okay. En dan uberi my bona fides sal wees uiterste goeie trou. Uiterste goeie. Dis Verstaan jy? sulke ek vat nou maar 'n voorbeeld, verstaan, maar ek verstaan. daar's absoluut niks wat sê dat daar enige Latynse term in 'n kontrak moet wees nie. Inteendeel, voordat dit mag wees dat as daar 'n Latynse term is en jy verstaan nie wat dit is nie, dat daar nie wilsooreenstemming was nie. Want jy mag Sure. daar kan 'n wanvoorstelling gewees het of jy kan daar kan dood eenvoudige dwaling gewees het. Jy mag gedink het dit beteken een ding en die party wat die kontrak opgestel het, dink weer dit beteken 'n ander ding en die ander party kan weer dink dit beteken iets anders. Wow. En nie een van julle mag die term presies dieselfde geïnterpreteer het nie. Sure. Dus eintlik is dit as dit by kontrakte kom en die opstel van kontrakte, is dit vir die prokureur die beste om so by die taal so eenvoudig as moontlik te hou dat almal dit so maklik as moontlik kan verstaan. Andrew, baie dankie met jou wyse woorde. Ek sien Kevin, jy moet nou onthou dis in baie goedertrou wat ons hierdie ooreenkoms gesluit het. Ek sê vir jou dankie, ons gaan volgende week so 'n bietjie verder gesels daaroor. Andrew, waar kan ons jou in die hande? Vinnig. 012 346 3554 en my e-posadres is andrew@aburden.co.za. Andrew@aburden.co.za, maklik man. Ja. Dankie Andrew. Dankie Andrew. Bye. Baie dankie julle.